maak ons Bybels oop vanmôre by 'n boek wat 'n mens nie so dikwels lees nie, Deuteronomium. Ons het so 'n kort besoek gebring aan die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Die tweede wetboek, Numeri 2, Deuteronomium. Genesis, as jy dit wil nou net in 'n voelvlug net gou weer in herinnering wil roep. Genesis is die boek van die skepping, van die oorsprong van alles, die begin van die skepping en die mens. Exodus is die boek van verlossing, van bevryding uit slawerny. Levitikus is die boek van verhoudings, van samekomste, van eredienste, van die tabernakel, van God en sy mense op reis met mekaar. Numeri is die verhaal van die woestynverblyf, die moeilike tyd in die volk Israel se geskiedenis toe hulle vir 40 jaar gereed gemaak moes word om die beloofde land in te neem. Dan is ons by Deuteronomium, die boek van oriëntering, die afskeidsboek van die ou bedeling. Volgens oorlewering 'n groot deel daarvan deur Moses waarskynlik selfs op skrif gestel, ten minste ingeprent in die harte van mense wat dit later dan op skrif gestel het, maar baie waarskynlik sy afskeidsboodskappe. Dit lyk vir ons as dit min of meer by 3 geleenthede gebeur het, so 3 kan ons sê preke van Moses, kort voor sy dood. Party noem Deuteronomium die Filippense van die Ou Testament. Jy weet, Filippense is die boek wat Paulus geskryf het toe die doodsvonnis reeds oor hom uitgespreek was. En dan skryf hy 'n boek, en ek is seker as 'n mens weet jy's baie naby aan jou sterfoomlik, dan mors jy nie tyd nie. Dan praat jy nie oor beuselagtighede nie. Dan sê jy wat jy regtig wil sê en moet sê en wat saak maak. Daarom bevat hierdie boek Deuteronomium waarskynlik dan nou ook Moses se laaste boodskap aan die volk vir wie hy dekades lank die leier was. 'n Profeet, 'n voorbeeld, 'n geestelike vormer, 'n sterk mens, maar bovenal 'n kind van God tussen sy mense. Ook feilbaar, ook foute, maar van wie gesê word later, voor hom en na hom sal daar nooit weer so iemand wees soos Moses. Nou, hier is 'n boek wat uit sy gedagtes, waarskynlik uit sy mond kom. Die boek sluit af met sy dood, so iemand anders het dit reg gevorm, geredigeer en reg en gereed gemaak, sodat ons dit vanmôre kan lees. Nog mense het dit vir ons vertaal, sodat ons dit in Afrikaans kan lees. Aangrypende boek, en jy kan dit gerus lees. Dit praat op 'n ander manier, op 'n sagter manier, 'n deernisvolle manier. Mense het hier 'n deurleefde mens aan die woord wat ons bring met die kern van dit waaroor dit gaan as 'n kind van God. Ons gelees uit Deuteronomium 6. Dit is waarskynlik een van die aangrypendste, mooiste gedeeltes in die hele Bybel. Nou, hier in Deuteronomium 5, daar by vers 6, lees ons, as jy die Bybels voor die oop het, dan lees ons daar, die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land by die plek van slawerny uitgelei het. En dan volg die 10 gebooie. Die tweede keer. Die eerste keer was by Sinai. Waarskynlik ongeveer 40 jaar vroeër, voor hierdie geskiedenis wat hom nou hier afspeel, het God met sy eie hand kerne van die 10 gebooie op 'n klip geskryf. Dit bestaan ongelukkig nou nie meer nie. Ook miskien maar goed so, maar ons het die woorde. En hier by vers 6 begin Moses met die toepassing, met die inhoud. Dit is amper iets van die bergpreek van Jesus. Hy wil ons by die kern van die waarhede wil hy ons uitbring. En hy sê dan, dit is dan die gebod, die vaste voorskrif en die beslissing van die Here julle God, wat hy my beveel het om vir julle te leer. Dat julle dit kan uitleef in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem. Sodat jy ontzag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel, na te kom. Solank as jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy lang lewe mag hê. Jy moet luister, Israel. Kom dit nou gesê na, dat dit met jou goed mag gaan, en dat jy baie meer mag word, soos wat die Here, die God van jou voorouers, aan jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. En dit is interessant, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die voorspoed. God is nie die
afstandelike God, die ver God nie. Ek is hier, sê hy, en ek gee vir jou in jou hand melk en honing, die simbole van voorspoed en oorvloed. En dan kom hy onmiddellik terug en in hierdie konteks, hierdie woorde. Luister Israel, die Here ons God, die Here alleen. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer hulle in jou huis sit en wanneer hulle op jou pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit vir jou te gee. Groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, huise vol met alles wat goed is wat jy nie gevul het nie. Uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie. Wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie. En jy dan eet en versadig word. Moet jy oppas dat jy die Here nie vergeet wat jy uit Egipte, uit die plek van slawerny uitgelei het nie. Dat die Here jou God moet jy ontzag hê. Hom moet jy dien en slegs sy naam en slegs in sy naam moet jy sweer. En dan dat al die gebooie belangrik is en dit nagekom word. Hierdie gedeelte in die Ou Testament staan bekend as die Shema, wat beteken luister. Ons hoor dikwels op die nuus, selfs baie keer by sportgeleenthede, van alles hier nou kanale kyk met 'n Arabiese oorsprong ensovoorts. Die Allahu Akbar, die belydenis van die moslems. Allah is God, groot is Allah. En hulle vul dit eintlik aan met, en Mohammed is sy profeet. Dis hulle belydenis. Ons hoor soms ook ander belydenisse. Ongelukkig hoor ons meer dikwels, oh my God, as 'n stopwoord, 'n uiterlike gebruik daarvan. Here Jesus se naam word dikwels gebruik op 'n manier wat jou styt in die bors, dat jou laat gril, dat dit uitgedruk word eintlik met skerp stem, as iemand vloek, of gesag wil verleen aan sy swak karakter, swak uiting van 'n standpunt. En dis waarom mense vloek, dis waarom hulle die Here gebruik. Dit is te sleg om dit in eie krag te doen. Dan word daar groter kragte bygeroep om aan my swakheid 'n bietjie aansien te gee. Aklig dat God se naam gereduseer word tot 'n stopwoord en 'n vloekwoord en 'n vloekwoord. In hierdie lig sê die Bybel in Hebreëus, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dis die Hebreëus van hierdie woorde. Hoor Israel. God is Here met hoofletters. Hy alleen. Jy moet vir hom ontzag hê. Jy moet dit respekteer. Daarom dat die gebooie sê, moenie sy naam uiterlik gebruik nie, want as jy dit doen, gaan jy die gevolge dra. Here sê nie, hy sal dit nie vergewe nie. Hy sê, daar gaan gevolge vir jou wees. Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie meer klem begin lê op die regte gebruik van die almagtige God, wat ons vertrou, deur vir ons 'n naam te gee, waarmee ons aan hom kan vat, sy aandag kan vra, hom kan aanroep, hom kan gebruik en deel mag wees van 'n geleentheid soos hierdie erediens. Deuteronomium is vol elemente. Die hele Pentateug is vol elemente van die erediens. En as ons 'n bietjie daaroor kan nadink en ons het nie tyd daarvoor om dit volledig te doen vanmôre nie, dan kan jy maar gerus deur Deuteronomium blaai en lees. Moses het gesê, julle moet by mekaar kom, gereeld, by mekaar kom, dikwels, sonder ophou. Maak dit 'n lewensgewoonte. Om by erediens by te woon,
daar blyklik vir al meer mense nie meer 'n gewoonte nie. Verloor dit. Ag, dit is tog net 'n tradisie. Ag, dit is so vervelig. Ag, die dominee preek so simpel. Ag, ek is so moeg. Ek is so baie goed. Baie verskonings. Dit gaan nie oor 'n ander mens nie. Dit gaan daaroor om te hoor, Shema, luister. God is hier teenwoordig. Kom om na hom te luister. Al kan ons net vir 'n oomblik stil raak en sê, Here, ek hoor U. Of Here, asseblief hoor my. Of Here, dankie vir 'n medegelowige wat saam met my is. Dat is dit klaar die moeite werd. Nooit is ontmoeting met God sonder vrug. Daarom moet ons dit doen. Herhaal hom, oor en oor, as 'n lewensgewoonte. Daar neem iemand leiding. By hierdie erediens waarin ons lees vanmôre, was dit Moses. Daar is altyd 'n mens wat die Here gebruik, een of ander profete, voorganger. Daar is gebede, wat ons doen vanmôre. Daar is lofbetuiging, soos wat ons doen in ons sang en in ons gebede. Daar is gemeenskap met mekaar. Ons kan vat en saam asemhaal met mense wat ook die Here nodig het en wil dien. 'n Erediens is 'n ons gebeure. En gaan lees maar in Deuteronomium. Nooit word daar 'n enkel fout gepraat van God se kinders. Altyd van ons. In hierdie erediens hoor ons ook dat God vir ons onthou. By hierdie erediens hoor ons telkens dat God sommige goed van ons vergeet. Byvoorbeeld van ons sonde, van ons rebelsheid. Maar God onthou ons. Hy is hier teenwoordig. Hy laat ons nooit in die steek nie. Daarom ook die klem op die gesin, kinders, nageslag, gemeenskapsgevoel. 'n Erediens is waar mense wat eintlik vreemdelinge is vir mekaar, met die bloed van Jesus saamgebind word. Nie net as vriende nie, maar as familie, as broers en susters. Horika Relg sing, of het 'n oorspronklike liedjie geskryf wat nogal oulik is en self hierby aansluit. Ek sien dat een van die kommentare sê mense moet eintlik daai liedjie van haar moet ergens in die kerk se sangnoors inkom. Liedjie wat ek sal die woorde onmiddellik onthou. Onthou om te onthou. Vergeet om te vergeet. Dankie dat jy altyd lief is vir my. Dankie dat ek altyd lief kan wees vir jou. Onthou om te onthou. En die liefde. 'n Erediens is 'n onthou-geleentheid. 'n Erediens is die geleentheid waar ons kan onthou dat God ons onthou. 'n Erediens is die geleentheid waar ons kan vergeet van ons sonde, want ons onthou dat God daarvan vergeet. Die Jode neem hierdie gedeelte wat net na die Shema staan baie ernstig op. As jy ooit Jode sien, hopelik het jy dit al gesien in die lewe, nogal heel interessant, hulle neem dit baie letterlik op, hulle bind letterlik met 'n riempie, 'n boksie, voor hulle kop vas, hulle noem dit 'n tefillin, daai is so 'n leerboksie, en daar 'n paar woorde geskryf staan, sodat die mense op hulle voorkop kan sien, hulle is kinders van God. Voor hulle aan die deure spyker hulle 'n dingetjie vlas, hulle noem dit 'n mezuzah. Dis deesdae gewoonlik 'n metaalplaatjie, voorheen was dit 'n leerplaatjie wat hulle gemaak het en met 'n sekere teks daarop wat sê God is in hierdie huis teenwoordig. Dis aan hulle deurkosyn vasgesit. As hulle bid, draai hulle so 'n leergordel om hulle arms en hulle trek 'n soort serp aan wat hulle noem 'n talit. Dis so amper 'n serp tipies wat hulle omhang. Jy kan maar dikwels kyk ook as jy prente en afbeeldings en video's sien van Jode wat aanbid. Dis 'n teken, ek is kind van God. En as hulle ook sien, hulle het so 'n cadeautjie op hulle agterkop, mense noem dit 'n kippa in Hebreë, so 'n dingetjie wat hulle op hulle agterkop sit en jy mag nie binne in 'n sinagoge instap as jy nie so 'n dingetjie op jou kop het nie. Party van ons wat nou dit gaan bywoon het sommer 'n keps opgesit, dis ook goed genoeg, dan jou kop net toe moet wees. Dan gewoon hulle die erediens op daardie manier by. Die Jode het dit baie prakties ervaar. Ek dink nie die skrywer van Deuteronomium het dit so bedoel nie, maar dit maak nie saak nie, dit is nog interessant. Wat bedoel hy as hy sê hierdie feit dat jy God ken as die enigste God en alleen God, moet jy op jou hande dra. Dit beteken dit wat jy doen moet anders wees. Jou doen en late moet God reflekteer. Dit moet op jou voorkop geskrywe staan.
As iemand na jou kyk, moet jy lyk soos 'n kind van die Here. Dit is baie keer skuldig, want ons is moeg en gefrustreerd. En die mense draai voor my en in die teks hier ry my amper van die pad af. Lyk ek dan soos 'n kind van die Here? Alles behalwe. Dit moet op jou deurkosyne staan. Die manier hoe jy in jou huis leef, veral as jy die deur toemaak en die buitewêreld se oog weg is van jou af. Hoe leef jy in jou huis? Soos 'n kind van die Here? Jy moet dit doen. Eintlik sê hierdie gedeelte vir ons na die Shema. Oral. Altyd. Op elke denkbare manier moet dit sigbaar wees dat jou belydenis is. Die Here, ons God, is die enigste God. Die Almagtige. Hy alleen. Op 'n manier moet ons dit altyd onthou. En so lewe dat ander dit so sien en ervaar dat hulle ook onthou. Shema. Hoor Israel. Hoor kind van die Here. Die Here is God. Hy alleen. Dien hom. Die mense het maar gesukkel om van God te sien. Ons leef in die tyd van die Nuwe Testament. Daarom aangrypend dat die Here Jesus letterlik sê, nou het julle van my gehoor. Julle het my Vader gehoor. Nou het julle my gesien. Nou het julle die Vader gesien. Ek het julle lief. Nou weet julle, my Vader het julle ook lief. En as hy opstaan uit die dood, dan sê hy nie vir die mense, nou moet julle in bewering voor my val nie. Hy sê vir hulle, gaan sê vir hulle, julle is nou nie meer my vriende nie. Julle is nou nie net blote volgelinge nie. Julle is nou my familie. My broers en my susters. Daarom, geliefdes, kom ons dien die Here. Hy alleen is God. Kom ons bely die naam van Jesus Christus, sy Seun, wat het vir ons tot in ons koppe en in ons harte gebring het. Kom ons bely die Heilige Gees wat God alomteenwoordig is, wat dit vir ons waar maak. Ons bely, ons hoor en ons luister, dat die Here God, die Almagtige Here is, die eienaar, die skepper, die onderhouer van alles. Ons glo in die woorde van die Nederlandse geloofsbelijdenis saam met Christene oor eeue, met ons hart en bely met ons mond, dat daar een enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, alleroorvloedig, 'n fontein van wat goed is, 'n fontein van genade, 'n bron van liefde. En ons bely Jesus Christus, die Seun van God, wat gebore is as mens, wat vir ons kom wys het hoe en wie is God, deur vir ons te sterf en vir ons op te staan. En wat vandag aan die voet en in die teenwoordigheid van Jesus Christus is, waar hy van God is, waar hy vir ons 'n advokaat en 'n voorspraak is. En ons glo aan God die Heilige Gees, wat oral en altyd teenwoordig is. God wat jy nie kan beperk nie, nie in sy wese nie, nie in sy werke nie, nie in sy genade nie, nie in sy liefde nie. Daardie liefde het vir u en my bereik. Hy, die enigste Here, is ons God. Glo in hom en gaan wys dit oral, altyd, op elke manier.